So een van die goed wat ek dink baie belangrik was vir my persoonlike terugkom tot die werklikheid. Was om kontak te maak met realiteit. Die eerste ding wat ek gedoen het, wat ook escapism was. Ek het die een storie na die ander gelees vir my kind, maklik 20 op 'n dag, net om naby hom te wees en besig te wees, sodat ek nie, ek weet nie, available kan wees vir 'n afranseling nie, tipe van. Ek het begin Sewende Laan kyk. Sewende Laan het vir my ongelooflik baie beteken, want dit het vir my gewys hoe, in daai dae nog, ek weet nie hoe lyk dit deesdae nie, hoe lyk die programme deesdae is nie, ek weet nie, kyk die televisie nie, maar dit het vir my gewys hoe reageer normale mense op abnormale dinge. Ek het daar gesien hoe praat 'n man en 'n vrou met mekaar wat lief is vir mekaar, hoe praat 'n man en 'n vrou met mekaar wat mekaar bedrieg. Ek kon net sien dat dit waar ek is 'n paar wêrelde verwyderd van waar ek moet wees. Ek het begin besef dat dit wat ek leef, dit wat my lewe is abnormaal. Die tydperk vanaf daardie begin besef dat jy 'n abnormale lewe het, tot die uiteindelike losbreek wegkom, is nog steeds baie lank gewees in my geval. Die twee goed wat dit so gemaak het, is die feit dat ek in vrees was. Jy begin nou roekeloos te dink, wat sal gebeur as ek weggaan, as ek hom los? Want dan tree die vrees onmiddellik in, want jy weet, hy gaan jou opsoek en jy gaan weer teruggaan en jy gaan dit erger hê dan nog as tevore. Jy gaan weer meer gestraf word. It's not going to help. Jy kan nie net weggaan nie. Dit laat my dink aan 'n movie wat ek een keer gesien het, Sleeping with the Enemy. Ek het asval uit daai fliek uitgestap, want dit was so asof dit my storie was. Ek was geskok toe ek daar uitkom en ek kon nie, my vriende wat saam met my daai dag was, in die orkes, ons was saam in die polisieorkes, hulle kon nie verstaan hoekom ek so opgetree het nie, maar ek was gerattel. Die fliek het my gerattel, want dit was my verhaal. Jy wil wegkom, maar jy besef jy kan nie, want dit gaan dan nog erger wees. Somehow weet jy nie, dit gaan nog erger wees, want jy sal nie kan wegkom van hom af nie. Hy is te slim, hy is te cunning, hy is te wreed. En die ander rede hoekom jy nie dit reg kan kry om weg te kom nie, is omdat jy met niemand eerlik is nie. Jou ouers ken nie die waarheid nie, jou eie tweelingsuster ken nie die waarheid nie, nie die werklike waarheid nie. Die werklike waarheid is net die ene wat jy ken en wat jy dink jou kind nie raak sien nie. Ja.